so vir 'n rukkie nou al weet dan ek raai by die manne oggend het ek so 'n week terug gedeel. Weet wat 'n ou begin so goed hè. En dan weet as jy tot bekering kom, eers dan as jy wit warm, jy hardloop vol stoom, jy wil die wêreld omkeer en dan hardloop ou naderhand so uit stoom uit en weet jy dink ag nee, ek het nou maar genoeg gedoen. Laat iemand anders dit maar bietjie doen. So die Here het regtig vir die laaste 2 weke het hy met my begin praat daaroor. En voor ek op 'n plek kom waar die skrif sê as jy lou is, sê die Here, gaan ek jou uitspoeg. Daai eers in daai ding het my bietjie dog ek Here, hou my warm hè. Hou my warm vir u woord, hou my warm vir u koninkryk. Want ek wil nie op baie plek kom waar ek uitgespoeg word nie. Weet jy, en dit het my laat besef, ons het elke dag, sorry, hierdie kamera, hoe wyd is hierdie lens? So ek moet net nie afspring nie. Okay, alright. Hoe kan ek maar afspring op? Yes, nee, ek weet nie. Okay, so, weet en dit het my laat besef, elke dag, elke oomblik, eintlik elke minuut van elke dag, het ons keuses. Met alles wat ons doen, het ons 'n keuse. Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek reageer elke dag, elke oomblik van jou lewe het ons keuses. So dis waaroor my boodskap gaan vandag. So ek gaan so 'n paar skrifgedeeltes lees. Ons gaan dit op die bord sit. Die eerste een, jy kan dit so lank opsit, is Deuteronomium 30 en ek gaan daarvan vers 10 af gaan ek vir ons lees. Waar hy begin, waar Moses met die volk begin praat het oor keuses. En dis eintlik 'n baie maklike keuse om te maak. Is regtig nie moeilik nie. So ons staan in alle situasies, in elke ding staan ons en daar's 2 koninkryke en ons moet besef en baie mooi dink die keuse uit watse koninkryk uit ons elke situasie gaan hanteer. So reg in die begin, ieder en elk van ons, voordat ons tot bekering gekom het, voor ons opgestaan het en sê, ja Here, ek is jammer, ek weet en besef dat ek myself nie kan red nie, ek het 'n redder nodig en ons het die knie gebuig voor Jesus Christus. Daai dag, absoluut 100% voor daai dag, was jy in die koninkryk van Satan. So ek weet ek gaan nou maar miskien bietjie hard praat, maar weet julle wat, nee, so ek weer eens ek sê, so die Here, omdat ek maar 'n harde ou is, weet ek luister nie altyd so kwaai nie. Weet in baie keer moet die Here, weet hy het maar met my hart en regheid gewerk en hy het vir my 'n wonderlike vrou gegee wat sy pull nie punches nie, papi. Sy sê vir my as ek uit lyn uit is, kom sy, maar wat dit by sê, is omdat sy vir my lief is. Sy wil die volheid van God vir my lewe hê. Dis hoekom sy pull nie punches nie. As ek bietjie uit lyn uit is, dan kom reset sy my vreeslik vinnig. En ek prys die Here vir dit. Regtig, dis 'n groot voorreg. So manne, ja, miskien wil net so, ja, manne, weet julle wat, nee, moenie te gou wees om jou te wip as jou vrou met jou kom praat nie. Want jy weet in daai oomblik, eintlik het die Here al lankal met jou oor goed gepraat, maar jy duck and dive. En dan kom die vrou wat die Here vir jou gegee het en sy kom beamoed dit net. Girls, asseblief, sê dit tog net in liefde. So ons is, toe Jesus aan die kruis vir jou lewe vir jou gesterf het hy jou uit die koninkryk van Satan uitgebring in sy koninkryk in. Okay? Ek wil hê julle moet hierdie prentjie die hele tyd, want ek gaan die hele tyd verwys na die 2 koninkryke toe. Ek wil vandag vir jou sê, die Bybel praat, hy nie sugarcoat hom nie, maar hy maak hom so, hy praat van die koninkryk van die wêreld. Nou ek wil eintlik, ek wil hom so bietjie harder gooi vandag. En ek wil sê dis die koninkryk van Satan. Satan haat jou.
Jy moet dit vandag mooi hoor. Satan haat jou. Hy wil jou verwoes. Hy wil nie jou 'n goeie lewe gee nie. Hy wil vir jou miskien so 'n bietjie 'n chocolate coating op 'n ding sit, op 'n slegte ding sit. Maar hy wil jou verwoes. Satan haat jou. As jy dit nog nooit in jou lewe gehoor het nie, prys die Here, nou hoor jy hom vandag. Maar laat dit vir jou 'n absoluut, dit moet so in jou ore seer ring. Want weet jy wat, nou baie keer sugarcoat ons die werke van die vyand en dan compromise ons goed. By die mannebediening praat ons baie oor compromise. Want as ons om ons kyk, dan sien ons die compromise. Weet goed wat 15 jaar terug of 10 jaar terug 'n taboe was, is nou alright. Sien julle dit? Sien julle dit om julle? Dis die koninkryk van Satan, die duiwel, die destroyer. Johannes 10:10 sê Jesus, Jesus kom om vir ons 'n lewe te gee, 'n lewe in oorvloed. Hy sê die vyand, die Satan, die vyand kom net om te steel, te verwoes en te moor. Hy kan niks anders doen nie. So ons het nodig om uit daai koninkryk, uit daai verwoestings eindbestemming uit te kom in die koninkryk van God. Okay. Hoor hierso, hoor wat sê Moses vir hulle. So net so 'n bietjie 'n agtergrond uit hierdie skrifgedeelte van Deuteronomium. So julle kry hierdie prentjie, 2 koninkryke. Daar's koninkryk van die duiwel, koninkryk van Jesus waar Jesus koning is. Alright. So Moses, kyk by hierdie tyd dink ek Moses was al, hy was al bietjie keelvol vir die volk. Want hy het gesien, weet hierdie ouens, hierdie manne luister ook nie lekker nie. Hy het nou al voor hy hierdie gedeelte sê vir hulle, het hy al 2 keer vir hulle die 10 gebooie voorgelê. Julle onthou die eerste keer toe hy afkom, toe sien hy, hulle het nou vir hulle 'n afgod gebou en hy die 10 gebooie stuk in gegooi. Toe sy terug die berg op en hy het 'n tweede keer het hy die 10 gebooie aan die volk kom voorlê. Nou kom hy staan voor die volk. Ek gaan lees hier van wat ek gesê van vers 10 af. Die Here jou God sal jou dan voorspoedig maak in alles wat jy aanpak en hy sal jou kinders die aandeel van jou vee en opbrengs ek weet nie waar is julle nou nie. Wanneer, ek dink is vers hier net voor vers 11. Alraai, julle gaan hom kry daar. Wanneer jy die Here jou God gehoorsaam, luister hier. Wanneer jy die Here jou God gehoorsaam en sy gebooie en voorskrifte nakom wat opgeteken staan in hierdie wetboek en wanneer jy met hart en siel terugkom na die Here jou God, sal hy hom weer oor jou verbly, soos wat hy hom oor julle voorvaders verbly het, en sal dit met jou goed gaan. Sy laaste gedeelte van vers 10. Alright. Die key is daar. Wanneer jy die gebooie en die voorskrifte nakom. Met ander woorde, hy het nou vir hulle gesê, daai prentjie, julle is uit die koninkryk van Egipte uit in die koninkryk van God ingelei. Hulle mor en kla en skop daarteen en weet so, want hulle weet nou nog nie, weet wat is hierdie koninkryk? Weet waaroor gaan hierdie nuwe koninkryk? Hierdie beloofde land beeld, want baie keer is die beloofde land beeld dis maar beeldspraak vir die koninkryk wat deur Jesus Christus op aarde gaan bewerkstellig word. Alright. So dan nou gaan hy aan. Ek gaan maar vir tyd onthaalwe gaan na vers 15 toe. Nou sê hy vir hulle, hy sê nou vir hulle hierso. Ek het vandag die lewe en voorspoed, die dood en teëspoed aan julle voorgehou. 2 koninkryke. Koninkryk van God, koninkryk van Jesus Christus, waar Jesus koning is daar lewe
en daar's voorspoed. Hy sê aan die ander kant, dood en teëspoed. Ons het 'n keuse. Elke dag het ons 'n keuse. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en bepalings wat ek jou vandag gegee het, te gehoorsaam, sal jy vandag of sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Daar's net een way hoe ons uit daai koninkryk in daai koninkryk kan kom, en dis deur Jesus Christus. Nog steeds moet ons nou stap ons in sy koninkryk in. Nou is key gehoorsaamheid. Ek praat nie van werke nie. Ons is nie deur werke gered nie. Julle, ek weet, Rudy, hy druk hierdie ding vreeslik hard. Ons is nie deur ons goeie werke gered nie, maar ons is gered tot goeie werke. Nou dat jy gered is, wat doen jy? Of wag jy nou maar net tot daai bassein blaas en Jesus, ek wil net hemel toe. Want dan mors jy jou tyd. Want dis nie hoekom jy gered is nie. Ons is in die koninkryk van God uit die verderf, uit die teëspoed, uit die dood uit gered, sodat ons God se koninkryk kan uitbrei. Dis waarvoor ons gered is. Daar's 'n doel. Hier moet jy nog steeds gehoorsaam wees. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek skelm besigheid gedoen het en weet ek het teks betaal wanneer ek wil en weet ek het op my auditeur geskree as hy nie vir my 'n plan kan maak nie en weet ek het besigheid gedoen soos ek het wou gedoen het, 2 boeke gehardloop, dit wat jy vir die SARS wys en weet een van daai ander boekies. Ja, dis daarom nie julle nie, maar ek het so besigheid gedoen. Weet julle wat, nee? Eers ek het geld gemaak, hè. Sonder nonsens, ek het geld gemaak. Toe kom ek in die koninkryk van God in. En ek het keuses om te maak. Ek en my vrou staan voor 'n keuse om te maak. Want weet julle wat, ek weet nie hoe dit in julle lewe gewerk het, maar in my lewe het dit toe ek in die koninkryk van God inbeweeg, toe ek nou gered is en ek sê, "Jesus Here, here I am, send me." En ek begin lewe volgens die koninkryk, volgens die koninkryksbeginsels. Jesus, het dit vir my moeilik gegaan. Was dit vir het julle dit ook so ervaar of is julle nou nog nie daar nie? Maar dit was vir my taaf, hè. Op 'n stadium kom ons voor 'n keuse. Weet nou is daar 'n bietjie finansiële druk. En ek en my vrou maak 'n besluit, ons maak 'n keuse om op die Here te vertrou, want ek sê vir haar, wie ek kan ons uit hierdie moeilikheid uit maklik. 6 maande dan is ons weer terug waar ons is. Maar dit gaan beteken dat ek moet teruggaan in so besigheid doen. Want ons het 'n keuse gemaak. Ons het besluit om op God te vertrou. God het ons 'n belofte gegee dat ek sal nie ondergaan nie. En ons het 'n keuse gemaak om op sy beloftes te staan. So ek wil vir jou sê, as jy nou hier sit en jy het nog nie tot bekering gekom nie, en jy oorweeg dit, want jy wil ook 'n voorspoedige lewe hê. Jy wil ook lekker lewe. Jy wil ook net voorspoed hê, nie teëspoed nie. As dit jou hart is, gaan ek jou nou sê, jy gaan disappointed wees. Want daar gaan teëspoed wees. Jesus het gekom en hy het gesê, in hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê. Hy sê, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. So ons staan in elke oomblik staan ons in keuses. Weet jy wat, gaan ek lewe kies, gaan ek dood kies? Gaan ek die waarheid kies of gaan ek kyk na my omstandighede, my realiteit. So daar's 'n realiteit, maar weet jy, in realiteit
staan, ek weet in dit gaan vir my moeilik by die werk. Ek kom nie deur aan die einde van die maand met geld nie. As jy in die koninkryk van God staan, ek sê nie vir jou, al jou finansies gaan nou in plek kom nie. Want as ek dit vir jou sê, of as iemand met 'n mic voor jou staan, en hy sê vir jou dit, weet ek nie of hy al 'n pad gestap het nie. Want dis nie hoe dit vir my gewerk het nie. Dit is nie nou ewe skielik, is alles nou net hankie-dorie nie. Siekte val net af, en jou hare groei terug, en dit werk nie so nie. Dit werk net nie so nie. Maar, as jy hier staan, volgens wat Moses daar vir sy volk sê, as julle staan, en julle gehoorsaam die gebooie van God, ek praat nie net van die 10 gebooie nie, om die 10 gebooie te gehoorsaam, is 'n goeie begin, hè. Dit moenie egbreek pleeg nie, moenie moord pleeg nie, moenie steel nie, dis 'n goeie begin. Dit gaan jou ten minste die tronk uithou. So dis nogal nice om daai. Weet maar nou kom maar ander beginsels. Hoe hanteer jy ander mense? Hanteer jy ander mense soos iemand wat in die koninkryk van Satan is, of hanteer jy mense soos iemand wat gered is en 'n toekoms het en 'n hoop het en liefde het? Hanteer jy mense so? Iets wat die Here ook vir my gewys het, en ek het laasweek met die spesifiek met die jong mense gepraat. Ek het op 'n stadium het ek gekom, toe ek nou ophou vuis slaan en ophou brandewyn drink het. Toe het ek nodig gehad om myself van vriende af weg te hou. Manne wat nie daai keuse saam met my gemaak het nie. Dit was vir my eie groei. Nie omdat ek dink ek is beter as hulle nie, maar ek was nie sterk genoeg om in daai omgewing te bly en te doen dit wat die Here wil hê ek moet doen nie. So ek het nodig gehad om 'n keuse te maak en myself te distansieer van verkeerde vriende af. Nie omdat hulle slegte ouens is nie. Dis smart ouens. Weet jy, dis daai ouens wat jy 2 uur in die oggend kan bel en hulle sal uitkom vir jou. Weet, dis goeie mense. Ons het gister baie daaroor gepraat. Dis goeie mense. Maar hulle is vasgevang in die koninkryk van verderf, in die koninkryk van Satan. Hulle is goeie mense. Ongelukkig is daar baie goeie mense wat vasgevang is daar. Ek het nodig gehad om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here vir my gesê het. Die Here het vir my gesê in 2007, hou op drink. Hy het vir my gesê, dis nie 'n bediening nou, ek het nie 'n hou op drink bediening nie. Maar as dit 'n probleem is in jou lewe en dit hou jou uit die koninkryk van God uit, dit verander die way hoe jy dink, dit verander die way hoe jy praat, dit verander die way hoe jy mense om jou hanteer, vernaam die wat in jou eie huis saam met jou bly, dan het jy dalk nodig om ernstig te oorweeg om drank te los. Dis wat ek sê. Hoor julle hom? In daai ding, ons het 'n kultuur van blok. Jy weet, as jy iets sê, so ek is nie op Facebook en wat is hierdie Twitter en TikTok. So elke nou en dan, my dogter is nou 19, so elke nou en dan trek sy my in 'n TikTok in. Dan kom sy daar uit die kamer uit met hierdie revelation. Daddy, jy moet so dans. Doen jy net dit? En dan sy triek my elke keer. So ek TikTok 'n ding se wind uit. Maar ek is nie 'n social media ou nie. Maar nou het ek al gesien, as iemand op social media, as hy iets sê wat jy nie mee saamstem nie, wat doen ons? Ons blok hom. Ek wil vir jou sê, ons moet as Christene, moet ons ophou, hoor mooi wat ek vandag vir julle sê, ons moet ophou mense afskryf, omdat hulle anders as ons dink, praat, doen. Want waarmee is ons besig? Ons is besig om vir onsself dan 'n klein kliek te bou. En dis nie wat ek sien
my koning, my redder, Jesus Christus doen nie. Hy het daar gegaan, daar waar niemand wil gaan nie. Weet julle daai in die Joodse kultuur, laaitjies as hulle hier van 10 af is tot op 13. Dis wanneer 'n leraar, 'n rabbi, hulle sou gaan roep het om hom te volg. Hulle het nie gekies by watse rabbi wil hulle gaan skool gaan nie. Hulle was geroep. Jesus het gegaan. Daai, weet so met ander woorde hier, weet daai disippels by die tyd toe hulle vis gevang het, was hulle dalk al 14, 13, 14, miskien al ouer as 13, 14, 15, 16 jaar en hulle het nog nie 'n rabbi gehad nie. Met ander woorde, hulle was so 'n bietjie outcast. Hulle was so 'n bietjie eenkant toe geskuif. Jesus het gegaan, hulle nie afgeskryf nie. Nee, wat as hulle nie goed is vir Haimi, Rabbi Haimi nie, gaan ek hulle nie vat nie. Hy het juis gegaan daar en hy het juis gesê, yes, ek is hier vir die Dirk, vir hy Dirk Liesel van die wêreld. Bring hulle in, bring hulle vir my. Die Petrusse, die Johannesse. Jesus het gegaan, hy het niemand afgeskryf. Imagine die Here het jou afgeskryf, Boeta, hè? Imagine. Hoekom wil ons dan mense afskryf? Omdat hulle anders as ons dink, anders as ons doen, anders as ons praat. Wat ek sê vandag, is as ons in die koninkryk van God staan, daar waar ons almal sekerlik bely ons is, almal hier is gered. As jy twyfel, steek gou jou hand op. Is almal gered? Dit lyk so. Dan sê die koninkryk van God, daar waar Jesus koning is. Jesus het reëls, Jesus het vir ons instruksies gegee wat ons navolg. Wat ek sê is, die way, luister mooi vir my, die way hoe ons, die manier waarop ons met mense wat nog steeds in die wêreld vasgevang is, daai moet verander. So ek kan nie as ek weet nog steeds, ek meen daai pelle van my, daai ouens wat saam met my gebounce het en saam met my aangejaag het en al daai dinge. Daai ouens is nog steeds in my lewe, maar hulle is nie deel van my lewe nie. Maar nou ek kan nie as hulle my nooi vir 'n braai, hulle doen nie, hulle doen regtig nie. Ek sê en my vrou is hier, as jy sê, al wanneer hulle my nooi, is daar 'n begrafnis of 'n troue is. En ek prys die Here vir dit, want ek gaan elke keer. Maar dis vir my 'n geleentheid om met hulle oor die waarheid van Jesus se liefde vir hulle te praat. So ek sê, die way hoe ek met hulle kommunikeer, die way hoe ek met hulle of teenoor hulle reageer, moet verander. Want ek is in die koninkryk. Ek kan nie gelykvormig bly aan hulle ways nie. Ek kan nie, want dan gaan ek terug in die verderf in. Dan loop ek fisies oor die kruis. Jonah het nou die dag gesê, weet jy, as jy sondig in daai oomblik, as jy sondig en jy gee toe aan jou geestelike lus of jou begeertes, sê jy eintlik vir die Here, yes Here, ek weet jy's daar, maar ek het net nie nou nie. Net nie nou nie. Jy stoot eintlik Jesus weg. En dan operate jy weer daar. Op 'n stadium gaan hierdie oor en weer gespringery vir jou dalk so moeilik raak om weer terug te spring. Want dis waar compromise begin. Compromise. Weet as ek daar tussen die manne is, weet hulle bring die dop en die rowwe praatjies uit. Raak ek dan gelykvormig aan hulle? Of bly ek nog steeds staan op die beginsels van Jesus Christus? Kies ek dan lewe? Hy sê hierso, ek gaan nou vreeslik rondspring. So ek vra nederig om verskoning as ek jou vingers daar, jy gaan daar krampe kry. Hy sê hierso, kies die lewe. Vers 18. Ek roep vandag, hoor hierso, hier is groot woorde. Groot woorde. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het.
die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. As jy hier sit vandag en jy's 'n ouer, weet ek, julle 2 dae, julle met julle alles in julle, wil graag die seën van God oor daai kleintjie hê. Is ek reg of verkeerd? Weet jy wat dan? Kies lewe. Namens daai kind. Kies lewe. Waar staan jy as jy haar groot maak? Uit watter koninkryk uit gaan jy haar groot maak? Jy hoor wat ek vir jou sê, dis 'n keuse elke dag. Elke dag. Nou vir die van julle wat tieners het. Yes, weet jy, ons het ook 'n tiener in die huis. Maar weet jy wat, nee, ons kan nie compromise nie. Ons moet nog steeds, dit wat ons doen ons in liefde. En ons moet dit kommunikeer, dat is as gevolg van liefde. Omdat ek vir jou lief is, my kind, wil ek jou nie daar hê nie. Omdat ek vir jou lief is, my kind, vra ek jou, moenie gaan nie. Ek is nie meer 5 nie. Julle wat tieners sit, sal weet waarvan ek nou praat. Alright, so daar is 'n keuse elke keer. Weet jy wat, as dinge by die werk bietjie moeilik gaan, jy's in daai ou, ek het al iemand gehoor, ek gaan nou nie name noem nie. Ek het al iemand gehoor, hy sê hy stap aan, hy het sulke rafters aan sy fabriek, hy voel dan wil hy daai manne in die rafters ophang. Dink bietjie, uit watter koninkryk uit operate jy, as daai jou gedagtes is. Ek is daar, ek sê vir julle, dis chaos. Daar waar ek werk is dit rof, dit gaan so. En ek is seker daarvan al, my vrou weet, in die koninkryksbeginsels is egskeiding nie 'n opsie nie. Ek is seker daarvan, sy het al dood oorweeg. Seker daarvan. Maar prys die Here, sy hou vas aan die koninkryk. Anderste was ek dalk nou nie hier nie. Ja, alright, so Moses sê duidelik, kies lewe. Kies die lewe. Ek wil gaan na Jakobus, dis James in die Engels, maar ons gaan dit Afrikaans lees. Jakobus 4 vers 4. Kyk hierso wat sê Jakobus 4 vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend is van die wêreld, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy kan nie hier wees. Jy kan nie operate soos iemand wat in die verderf is of gaan eindig en sê jy's 'n vriend van God nie. Hierdie is harde woorde. Hierdie is een van daai regtig daai daggers in my hart gewees. Ek kan nie sê ek het Jesus lief, maar ek like die kerk nie. Jesus het sy lewe neergelê vir sy bruid. Ek kan nie sê ek is 'n vriend van Jesus, maar ek gaan nie kerk toe nie. Ek hou nie van die kerk nie. In hierdie aankondiging wat Rudy so doen. Dan sê hy, weet ons dink ek paraphrase nou. Ons dink nie ons is beter as die ouens wat nie kerk toe gaan nie. Ons is lief vir daai ouens. Is dit regtig jou hart? Is dit regtig jou hart? Is jy regtig nog lief vir daai ouens wat in die verderf is? Daai vriende wat jy het, daai boetas wat jy het, daai mense om jou, daai skoonma wat jou die dak uitdryf. Hoe hanteer jy daai persoon? Hanteer jy daai persoon van 'n plek van koninkryk af of in die plek van die vyand af? Dink jy soos iemand in die wêreld of dink jy soos iemand wat in die koninkryk van God is? As jy nie sê dit daar, jy's 'n vyand van God. Yes. Weet julle wat net, daai was vir my regtig 'n dagger.
dis 'n side note, want ek het vanoggend het ek met daai ding wakker geword. Toe die Here vir my hierdie ding gewys. Ek kan nie sê ek is vir God en ek operate een voet hier en een voet hier nie. Ons weet, politiek is politiek en besigheid is besigheid. Kerk is kerk. Jy mis dit. As dit is hoe jy dink baie mooi. Jy het dalk nodig om 'n keuse te maak en ten volle oor te kom in die koninkryk van God. Die way hoe jy dink, die way hoe jy doen, die way hoe jy praat, moet anders wees as mense wat die kant is. En ons moenie mense afskryf nie. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Regtig, dis 'n woord wat ek gevoel het vernam vir hierdie generasie van dis baie maklik om te blok. Ja, sê ek stem nie saam met hierdie ou nie, ek blok hom sommer. Bid eerder vir daai persoon en sê vir daai persoon, bring vir daai persoon 'n boodskap soos wat die Here hom op jou hart gelê het. Hoe gaan hulle weet as niemand hulle vertel nie? Here I am Lord, send me. Dis hoe ons almal moet wees. Ons almal moet wees. Dis die goedheid van God. Die goedheid van God uit sy koninkryk uit. That leads people to repentance. Dis die goedheid van God wat mense tot redding sal bring. Nie jou Bybelkennis nie. Hoeveel skriffies jy kan opsê nie, is die goedheid van God. Ons het eintlik 'n baie maklike plig hier op aarde. Ons het net nodig om mense wat hier vasgevang te wees, net vir hulle te kan wys en te kan van hulle vertel van daar is 'n ander koninkryk. Jy het nie nodig om hier vasgevang te bly nie. Dis nie nodig nie. Die Here het nie aan die kruis kom sterf sodat ons van hier af hemel toe kan gaan nie. Hy wil hê en is 'n voorreg om deur die Here geroep te wees tot 'n koninkryksambassadeur. Wat ieder en elk van ons is. Nie net Rudy en John en Marius nie. Ieder en elk van ons. As jy tot bekering gekom het, het jy 'n doel hier op aarde. En is om die woord, die goeie nuus van Jesus Christus te gaan verkondig. Of die tyd nou reg is of nie. Die manne sal weet, die Here het met my bietjie ernstig gepraat daaroor. Romeine 8 vers 7. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. Die vlees op sy eie is van nature sondig. As jy dit wil toets, wees net lank genoeg op jou eie. En kyk waartoe gaan jou kop. Jou sondige natuur staan in vyandskap teenoor God. Kry jou lyf, jou alles. Weet baie keer moet ons 'n fisiese skuif maak. Nie net geestelik nie. Ons moet fisies, ons moet Paulus sê, weet jy wat? I beat my flesh into submission. Jy moet, weet jy wat, dis nie altyd lekker om op te staan en by 'n mannegroep aan te sluit 6:00 die oggend nie. Ons was deur die winter, het ons dit gedoen 5:30. Elke Saterdag. Dis elke Saterdag by die koffieshop. Deur die winter. Prys die Here man. Dis die lekkerste lekker. Was dit maklik? Nee, goed so. Hy duwe is lekker. Maar hy duwe is lekker. Gaan my nie in die koninkryk van God hou nie. Jesus het my daar gekry. Ek moet seker maak ek bly daar. In alles wat ek doen. Elke keer as ek my mond oopmaak, is dit koninkryk of koninkryk? Is dit God of Satan? As mense jou hoor praat, gaan hulle kan weet sonder twyfel, daai is 'n man van God.
daai se geredde vrou? Of gaan hulle dink, Ek was nou 2 weke terug was ek voor hy. Die manne sal weet waarvan ek praat. As die girls wat nou hier sit, as jy nou nie weet waarvan ek praat nie, gaan vra jou man as hy daar in die oggende is. Wat die Here met my praat oor hierdie goed. Ek het nodig om elke dag, elke minuut 'n keuse te maak. Wat gaan ek doen? Gaan ek hier wees of gaan ek daar wees? 'n mooi voorbeeld vir my is die oorgang na die Jordaan toe. Die Here het hulle gebring tot op die rivier se kant. En hy het vir hulle gewys, die beloofde land is daar. Hulle is in hierdie koninkryk vasgevang, maar hy wil hulle daar hê. As jy daai storie gaan lees, gaan lees hom, is in Joshua 14. Nee, ek jok vir jou. 3. Joshua 3. Praat hy van daar waar hulle oorgestap het in die Jordaan in. Hy sê en weer eens, hy gee vir hulle reëls, hy gee vir hulle voorskrifte om na te volg. Hy het nie net vir hulle gesê, hey manne, ek gaan die hoeter blaas en dan moet jy hulle haal nie. Hy gee vir hulle orde, hy's 'n God van orde. Gelees bietjie daar, die orde wat hy vir hulle gegee het. Hy het vir hulle gesê, as julle daai bassein hoor, moet julle, die priesters moet die ark, wat vir die verteenwoordigheid is van die of die teenwoordigheid van God uitbeeld, so die priesters moet daai ark vat, en hulle moet in die rivier instap. Weet julle wat gehoorsaamheid moes dit vat? Gaan lees bietjie, en ek is seker van julle het al baie preke oor die Crossing the Jordan River gehoor. Gaan doen bietjie, daar's awesome goed op die internet oor daai Jordaan rivier. Weet hoe want hy was oor daai tydperk was daai rivier in vol vloed. Daai ouens het al wat hulle gehad het was gehoorsaam. Ons gaan nou maar ons gaan God gehoorsaam. Ons gaan kies om God te gehoorsaam. Het hulle getwyfel? Ek dink hulle het vreeslik getwyfel. Ek dink hulle moes kwaai getwyfel het. Maar hulle het gestaan, want die woord het gesê, sodra die priesters se voetsole aan die water raak, gaan die water opdroog. Hy sê daar, iets so 27 kilos verder in die dorp Adam. Nou daar's 'n mooi preek in dit ook. Ek gaan nie nou daaroor praat nie. 27 kilos verder of so iets. Verder weg van daai punt af het die water opgedroog. Dit het ure gevat. Dit kon dalk 'n dag gevat het voor die water opgedroog het, want God het vir hulle gesê, julle gaan hier deurloop op 'n droë rivierbed. Nie enkel diep deur die water nie, 'n droë rivierbed. Van vol vloed tot droog was nie so nie. Dit was nie 'n suddenly nie, dit was nie 'n skielik nie. Julle weet suddenlies in die Bybel kan baie keer 40 jaar vat. Suddenly. As hulle sê suddenly, dan dink jy eers gaan lees bietjie hoe lank het dit gevat voor hulle op daai plek gekom het. So daai ons moes staan en hulle moes gehoorsaam bly. Hulle moes daar staan en hulle moes gehoorsaam bly. Jy mis dalk net jou beloofde land, jou belofte wat die Here vir jou gegee het as 'n individueel of dalk as 'n couple of dalk as 'n besigheid. Jy mis dit dalk net omdat jy nie bereid is om te wag nie. Wag op God. Wag laat hy die werk doen. Laat hy die Jordaan vir jou opdroog. Dit was nie soos die Rooi See wat gesplit was nie. Daai rivier het opgedroog daar. Daar iewers het hy 'n stop gebring by die dorp Adam. Het hy 'n stop gebring en die water het van daar af opgedroog. Toe hulle het gewag tot hy droog is, toe stap hulle deur in die beloofde land in. En ons weet, weer eens, soos wat ek in die begin gesê het, toe kom hulle moeilikheid. Want toe moes hulle fight. Toe moes hulle daai land gaan inneem. Dit was nie net, ons het daar deur die rivier geloop, ons het nou, Here, ons gaan U volg en ons gaan nou 'n keuse maak. Here, hier kom ons. En nou toe hulle daar deur die rivierbed aan die ander kant toe vlat die melk en heuning hulle nie. Hulle moes
Toe begin hulle moeilikheid. Toe begin dit, hulle loop met die Here. Toe moes hulle gaan oorlog maak. Hulle moes hulle self leer oorlog maak. Hulle het nie geken van oorlog nie. So ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy sit dalk en jy dien die Here al 40 jaar. Hou vas. Jesus, ek bid al so lank. Ek wil vir jou sê, bid nog. Weet jy wat, ek betaal nou al so lank my 10de. Hou aan. Jesus, weet jy wat, ek help nou al soveel mense hier buite. Hou aan. Want dis koninkryk van God. Dis nie 'n quick fix nie. In my lewe was dit nie so nie. Is nog steeds nie so nie.